Goeiemôre, baie welkom by die erediens. Lekker om jou hier te sien. Dit is vakansietyd vir die kinders en dan is ons erediens gewoonlik 'n bietjie afgeneem, so ek waardeer ekstra jou teenwoordigheid vanoggend, veral op hierdie koel of koue oggend. Ek hoop dit is 'n goeie week vir jou wat verby is. Ons het 4 lidmate wat verjaar is vandag. Die eerste keer wat daar soveel in 'n week verjaar. Vandag verjaar Edouan Erasmus. Edouan is in graad 9, as ek reg is. En dan môre verjaar Elske Strydom, Dinsdag Madeleine Tron en Sharnay Becker verjaar Saterdag. Sê vir hulle, as een van hulle hier is, enigeen van hulle hier vanoggend, sê maar vir hulle lekker verjaar, as jy hulle sien, en die Here se seën ook vir hulle vir die jaar wat voorlê. Kom ons bid saam. So moet julle dan bid. Onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, Christene is deesdae blootgestel aan soveel meer geestelike invloede as ons vorige geslag. Deur veral die internet is daar 'n stortvloed van beide waarheid, sowel as leuns wat losgelaat word op Christene wêreldwyd. En die gewildste kanaal van hierdie stortvloed van waarheid en leuns is die sosiale media soos byvoorbeeld YouTube, WhatsApp en Facebook. Die een na die ander valse leraars het saam met hierdie nuwe wêreldwye invloed opgeduik om valse leringe onder die vaandel van die waarheid te versprei. Dit mense wat klink heel oortuiglik, hoor, of hulle die Bybel korrek en verantwoordelik toepas, maar inderwaarheid 'n instrument is van die Satan. Satan, duiwel, 2 woorde, dieselfde persoon. En dit is dus nie vreemd dat ek van tyd tot tyd navrae van lidmate kry oor hierdie tipe van uitlatings. En deur die bank is my eerste opmerking, het al hierdie navrae te doen met geloofskorrupsie wat uit die FSA na Suid-Afrika oorgewaai het. Baie meer op die terrein en in die terrein van die charismatiese kerke, kan ek byvoeg. Soos byvoorbeeld die ewel van die welvaartsteologie. Eintlik moet 'n mens praat van die welvaartsideologie. Wat is dit? In een sin is dit die verkondiging dat die Bybel veronderstel is om te sê dat as jy genoeg geloof het, is jy nie siek nie en sal jy baie welvarend word, sal jy ryk word. Dis basies waaroor die welvaartsteologie in totale valse en verdraaiing van die Bybelse waarheid gaan. En dan 'n ander groot groep van hierdie valse leringe wat uit Amerika na ons toe oorspoel, het te doen met wat bekend staan as spiritual warfare, of dan geestelike oorlogsvoering. En dan vanoggend gaan ons dan stil staan by een van hierdie vorm van onwaarheid en valsheid. En dit staan bekend as die maak skoon jou huis teologie. Eintlik is dit niks anders as 'n ideologie nie. Ideologie is dit wat 'n mens glo. Dis maar jou mening, jou standpunt, dis 'n ideologie. Volgens hierdie maak skoon jou huis, is dit natuurlik nou nie fisiese skoonmaak nie, dis geestelike skoonmaak wat hiervan gepraat word. En waaroor dit gaan is, hierdie mense glo in 'n klomp, ek sal vir u die lys nog gee, die volledige lys, 'n klomp voorwerpe wat fisies in jou huis inkom. En dan as hulle in jou huis inkom, dan gee dit die Satan die reg om in jou huis te wees. Hy praat ook op ander plekke, praat hy van 'n oop deur. Satan het 'n oop deur, met ander woorde, die deur is oop na jou toe in jou huis, geestelik om in te kom en te maak wat hy wil in jou huis.
En dan wat die Satan dan doen in jou huis, of dit nou is teenoor jouself of teenoor kinders, die Satan is besig om dinge om te krap. Daar is vrese by kinders byvoorbeeld. Wat verskillende maniere hoe die Satan jou welsyn, jou en jou kinders se welsyn in jou huis negatief beïnvloed. En dit is basies in kort waaroor hierdie maak skoon jou huis gaan. Nou, die navraag wat ek gekry het van een van ons lidmate, was in die vorm van 'n video, en dis 'n lang video, oor die 2 uur. 'n Lang video, en as jy dan die video luister, dan kom jy agter, jy kan die video opdeel in 2 dele. Die eerste deel kom hierdie persoon met 'n klomp Bybelverse. Die Bybelverse kom om te probeer vir jou te bewys dat die Bybel verbied die besit van daardie voorwerpe wat hy dan later een vir een opnoem. Voorwerpe soos byvoorbeeld byvoorbeeld Afrika maskers, of Boeddha beeldjies in jou huis, of selfs hierdie gewone speelkaarte. Hy praat van kinderspeletjies, hy praat van rekenaarspeletjies, hy praat van wat ons seker noem juweliersware. Dis nou juwele, juweliersware of ringe voordat mense aan jou lyf vasmaak. Soos hierdie ringe wat mense aan hulle lippe vasmaak, of die studs, ek weet nie wat studs is nie, dit wat jy in jou oor kry by dames, druk hulle deel dit om. Ons praat maar van, body piercings, ek noem dit lyf juweliersware. Nou dis van die goed wat ek weet, julle is baie langer, ek sal nog by almal uitkom. Hy sê, as hierdie goed in jou huis is, dan kan jy verseker wees. Die Satan het reg in jou huis, en hy gaan mors met julle. Hy gaan jou en jou kinders se welsyn in die huis, gaan hy geestelik, emosioneel, gaan hy negatief beïnvloed, en soveel so dat julle ongelukkig gaan wees. En dan noem hy 'n klomp voorbeelde van mense wat vir hom sê, byvoorbeeld, broer so en so, ek gaan nie persoon se naam nie noem nie, broer so en so, ons is nou goeie Christene, en ons gee ons tiende, en dit gaan goed, maar hier is nie reën nie. Dan kom hy in 'n lys te sê, wat van daai ding, hy kom in hulle huis in, en daai ding, en daai ding, en daai ding, dis hoekom. Satan is besig om hier julle negatief te beïnvloed, hy is besig om te sorg dat dit nie reën nie. Is Satan die een wat sorg dat daar nie gereën word by Christen nie, of is die Here die een wat dit doen? En die moet hulle nou hard goed in die huis verwyder en weg. En dis basies die punt wat hy maak. Nou, net 'n paar opmerkings voor ons uitkom by die video. Eerstens gaan ek nie die persoon se naam noem, broer, want ek wil nie met iemand 'n vinger na my toe wys en sê, jy is besig om iemand aan te val. Dit gaan nie oor die persoon nie, dit gaan oor wat gesê word. Ek stel net belang in die waarheid. Ek is hier om vir daardie lidmaat, wat met die navraag gekom het, en al ons lidmate, om vir hulle uit te wys, is hierdie persoon besig om die waarheid of leuns te verkondig. Met ander woorde, is die persoon se uitlatings Bybels korrek of Bybels vals, en as dit dan Bybels vals is, dan gee ek vir u die Bybelse waarheid, wat dit 'n streep deurtrek. Nou, eerstens, 'n internet soektog wat my uitgebring by hierdie persoon, en dat hierdie persoon geen teologiese opleiding het nie. Seker 99%, my broers en susters, van die kere in die verlede, waar ek lidmate se navraag gehad het, oor 'n video, of iets wat geskryf is, wat vir hulle snaaks is, wat vir hulle onrustig maak, en ek dit gaan ontleed het, het ek gereeld uitgekom by 'n persoon wat of geen teologiese opleiding het nie, of tweedens, 'n persoon wat 'n gebrekkige, onvoldoende teologiese opleiding gehad het. Nou moet ek my keer dat ek nie 'n bietjie verder daarop uitbrei nie. En dit is die rede hoekom ons baie van hierdie valslede kry. Dis mense wat nie die Bybel korrek, verantwoordelik, volgens die waarheid van die Bybel verklaar en uitlê en verduidelik nie. En ons kom vanoggend by 'n baie goeie voorbeeld, ek brand om daarby uit te kom. Eerstens, kom ons maak 'n draai by ons eerste Bybelgedeelte vanoggend wat ons by gaan stil staan. 2 Petrus 3 vers 15 en 16. En beskou die lankmoedigheid van ons Here as 'n geleentheid tot verlossing, soos ook ons geliefde broer Paulus, volgens die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het.
Let op al vers 16. Soos in al sy briewe, waarin hy oor hierdie sake praat. Daarin kom sekere moeilik verstaanbare dinge voor, wat onkundige en onstandvastige mense tot hulle eie ondergang verdraai, soos hulle ook met die ander skrifte maak. Verdraai. En dis wat so mysterieus is. Elke slag, my broer en suster, as ek gaan kyk na op die sig, wat sê hierdie persoon, dit vergelyk met die Bybel, en ons kom met die waarheid vorendag, dan wys die Here vir my, wat steek agter dit? Waar kom dit vandaan? Wat 'n mens sê, het 'n oorsprong in jou. Ek sê wat ek glo, dis waar dit vandaan kom. Ek sê wat ek nie van hou nie. Ek sê dit omdat ek nie van dit hou nie. Ons het almal redes vir wat ons sê. Wat is die rede vir wat hierdie persoon sê? En toe ek begin kyk en ondersoek uitstel, toe kom dit. Die een ding na die ander. En ek gaan daarby ook uit. Ek het 'n klomp snitte gemaak uit hierdie video rooster om dit so kort as moontlik vir u te verduidelik, maar ook om dit verantwoordelik te hanteer, dat jy nie vir my 'n vinger na my toe kan wys en sê, jy het net daar vir die mense dit en dit gesê, wat van dit wat ek gesê het, en wat van dat wat ek gesê het. So ek gaan verantwoordelik en verteenwoordigend van wat hy gesê het, gaan ek vir u die snitte speel. Ek is dan by die eerste snit, en ek gaan dit vir u, snit vir snit, gaan ek vir u dit ontleed en verduidelik. Ek gaan die snitte 2 keer speel, let op wat gesê word, en dan, ongelukkig kan ek dit nie soos by die huis stop en start, wanneer ek eers 'n video begin nie. So ek gaan, by die meeste van die video's, gaan ek woord vir woord aanhaal wat hy gesê het, en dan daarop repliek lewer, vir u 'n antwoord gee daarop, so let wat hy op sê, ek gaan vir u daarmee help. Ons is by die eerste snit. Nou goed, die lesing waaroor ons gesels is maak skoon jou huis. Dit gaan hier oor die feit dat ons goeders in ons huis inbring wat 'n wettige reg gee aan Satan in ons huis. En weet jy, die argument is so graag en so gou, veral onder die geestelikes deesdae, veral onder die mense, die Christene spesifiek, dat nee man, daai item in my huis kan geen ding aan my doen nie. Nou mense, dit gaan nie daaroor of daai ding iets aan jou kan doen nie. Nou ek gaan nou net vir julle sê hoekom die goed wel iets aan jou kan doen. Dit gaan daaroor dat as die woord van God vir my iets sê, en ek noem myself 'n Christen, dan wil ek mos gehoorsaam wees aan wat my hemelse Vader vir my sê. En as ek nie gehoorsaam is aan my hemelse Vader nie, as ek nie gehoorsaam is aan wat die woord sê nie, is ek gehoorsaam aan wie? Ek het net een ander keuse, dis Satan. Ek herhaal, goeders in ons huis inbring wat 'n wettige reg gee aan Satan in ons huis. Baie belangrik, dis een van sy basisstellings. Alles wat hy dan vir ons verder vertel, is voorbeelde hiervan. Nommer 1. Het Satan die reg sogenaamd om in ons huis in te kom? Die persoon later praat ook van 'n oop deur. Die punt is dat die Satan is dan fisies teenwoordig in ons huis. Jy kan hom natuurlik nie sien nie, die Satan of die duiwel. Eerstens is daar geen Bybelvers by broers wat Christene waarsku dat die duiwel of die Satan op so 'n manier jou huis kan binnekom nie. Daar is geen voorwerp in jou huis wat Satan outomaties die reg gee om jou huis binne te kom. Die Bybelse fokus en waarskuwing aan Christene is dat Satan is oral. Hy is oral. Die Bybel praat van bose geeste wat oral in die lug is. Waar bose geeste oral in die lug is mense en daar is die Satan. Hy is in jou huis, hy is buite in jou huis, hy is by jou werk, jy kan nooit wegkom vanaf nie, hy is altyd daar. Tweedens, ek gaan my nou vooruit, miskien moet ek wat doen. Tweedens praat die Bybel van 'n ander huis. Hier. Dis nie die huis wat die Bybel van praat. Nie die gebou wat jy kan bly nie. Dis in hierdie huis waar die Satan werk. Ek kan baie opgewonde nou verskoon my. Dis in hierdie huis waar hy werk. Dis in hierdie huis waar hy my versoek deur my oë. Ek gaan myself vooruit. Kom ons stop net eers daar. Die bose geeste Satan in jou huis versoek hy jou op verskillende maniere. Hy versoek jou deur televisieprogramme te gebruik.
Kyk jy na advertensies? Hoekom kyk jy na advertensies? Hoeveel mense sukkel nie om nie na advertensies te kyk nie, omdat dit hulle koop. En jy koop goed wat jy nie regtig nodig het nie. Jy val vir die versoeking van die advertensie waar jy na kyk. Die Satan val jou aan deur jou leuns te vertel. Hy bedrieg jou en laat jou verkeerd dink, verkeerde besluite neem. Dit gebeur in die huis en uit die huis, my broers en susters. Dit het niks te maak met voorwerpe wat jy in jou huis het nie. Ek haal aan, en as ek nie gehoorsaam is aan my hemelse Vader nie, as ek nie gehoorsaam is aan wat die woord sê nie, is ek gehoorsaam aan wie? Ek het net een ander keuse, dis Satan. En dis onbybels. As ek nie gehoorsaam is aan of die Here of die Bybel nie, is dit 3 redes vir hoekom ek nie gehoorsaam is. Die eerste rede is hierdie sondige natuur van my, wat my outomaties laat sondig. Dis die eerste rede hoekom ek nie gehoorsaam is nie. Die Satan het niks daarmee te doen nie. Hy los ons uit om die waarheid te sê. As jy gaan kyk na mense wat nie Christene is nie en hulle lewe onder die vergrootglas plaas, dan kom jy agter. Die Satan los hulle doodkil uit. Hulle het hulle self oorgegee aan hulle sondige natuur, aan hulle sondig lustig deur te doen net wat ek wil. En dis die probleem met sonde. Sonde is gewoonlik baie lekker om te doen. So die eerste bron, die eerste rede van ongehoorsaamheid aan of die Here of die Bybel, is my sondige natuur. Die tweede bron is wêreldse invloed, wat my ongehoorsaam maak. Voorbeeld. Ek hoop nie ek dat betoon nie, dis nie so bedoel nie. My buurman koop 'n splinternuwe SUV. Nou steek ek mos af. Na nie lank nie, dan koop ek ook maar een, want ek wil nie afsteek. Wêreldse invloed. Dit wat ek buitekant sien, laat my sondig, en ek sondig deur ongehoorsaam te wees aan die Here. Tweede bron. Eerste bron, sondige natuur. Tweede rede vir ongehoorsaamheid is die wêreldse invloede. Dit wat in die wêreld aan die gang is. Die derde een, nou kom ek by die Satan uit. Die Satan se leuns, se bedrog. So nee. Ek is nie net gehoorsaam aan een instansie, en dis die Satan nie. My ongehoorsaamheid kan veroorsaak word deur of my sondige natuur, of die wêreldse invloede, of dan die Satan. Ons is by die tweede sin. My ongehoorsaamheid gee wettige reg aan Satan in my huis. Jy sien, en dis waaroor dit gaan, mense. Nou, elkeen van hierdie goed wat ek hier vir julle wys, gaan ons vandag vinnig deurloop. Vir julle net verduidelik, wat is die probleem op elkeen? Want elkeen van hierdie goed kom van dieselfde plek af. Van die vader van die leuns af. Satan homself. Jy sien, elkeen van hierdie goed kom of uit satanistiese of okkultiese webblaaie uit, of dit word deur een of ander kultuur of 'n volk aanbid. So dis 'n afgod iewers in hierdie wêreld van ons. Daar's 'n prentjie hier van al die goed wat hy van praat. As jy kyk op daai prentjies, dan jy sien maar daar's goed wat ek glad nie weet wat dit is nie. Dan's daar weer dinge wat jy kan herken. Dis 'n klomp goed, mense. Jy sal nie glo nie. Ek kom by die lys op uit. En van dit het 'n demoniese of 'n sataniese of 'n afgods oorsprong. Soos 'n boeddha-beeldjie het te doen met die boeddhistiese godsdienst. Ek sê verduidelik. Ek haal die laaste paar woorde aan, want dis 'n afgod iewers in hierdie wêreld van ons. Hierdie disse afgod iewers is al daai goed wat hy nou van praat. Al daai voorwerpe. Kom ons noem net 'n paar dat u net in die prentjie kom en bly. Die Afrika maskers praat hy van, die Boeddha beeldjies praat hy van. Nou dis dan gevalle waar voorwerpe in jou huis 'n direkte koneksie het, nie almal met 'n wêreldgodsdienst. Jou Boeddha beeldjie word gebruik deur die mense wat boeddhiste is. Boeddhisme is een van die 4-5 groot wêreldgodsdienste, en hulle gebruik die Boeddha beeldjie om te mediteer, om hulle godsdienst te beoefen. En dan beskou hulle as Boeddha as een van hulle gode, né? Hulle gode. So die punt wat hy wil maak is, in watter huis hierdie voorwerp ook al voorkom, of dit nou 'n Christenhuis is of nie, word daar outomaties afgodediens gepleeg. Jy is dan skuldig as jy so iets in jou huis het aan afgodediens. Met ander woorde, as jy bijvoorbeeld 'n Afrika masker
of 'n Boeddha beeldjie in jou huis is jy besig met afgodediens. Jy is in die geval van die Boeddha beeldjie besig om van boeddhisme of die Boeddha persoon 'n afgod te maak soos dit. Dan kan jy jouself nie 'n Christen noem nie, want jy is besig terselfdertyd met boeddhisme en boeddhistiese rituele. Dis wat hy van praat. Daardie masker of beeldjie is 'n afgod omrede dit deel is van die afgodediens in 'n oorseese land se godsdiens. Dis vir jou 'n afgod, selfs al gebruik jy glad nie daardie beeldjie, byvoorbeeld 'n Boeddha beeldjie, as 'n voorwerp om die boeddhisme godsdiens uit te oefen nie. Antwoorde. Wat hy sê is, jy kan 'n toegewyde Christen wees en op 'n dag loop jy die Boeddha beeldjie raak en dink jouself, dis 'n oulike dingetjie, ek gaan een koop. En dan vat jy dit huis toe en jy sit daar iewers neer, maar jy's miskien salig onbewus dat dit 'n Boeddha beeld is. Jy's miskien salig onbewus daarvan dat dit enigiets te doen het met 'n ander land se godsdiens, dat dit eintlik 'n ander land se godsdiens is. Maar alhoewel jy totaal al onbewus is, sê die persoon, en ek haal hom weer aan, dit is 'n afgod. Want dis iewers in die wêreld van ons 'n afgod en soos dit ook in jou huis 'n afgod. Met ander woorde, jy is besig met afgodediens om dit in jou huis te hê. En ons moet altyd duidelik teruggaan na wat die woord van God vir ons sê. Onthou, ons wil gehoorsaam wees aan ons hemelse Vader. Ons is mos nou in 'n verhouding met hom. Ons is nie meer onder die wet nie. So nou is ek in 'n gehoorsaamheidsopdrag met hom besig elke dag om te sê, Vader, ek wil u nie teleurstel nie. Dit wat u nie in my huis wil hê nie, wil ek ook nie daar hê nie. Nou waarvan praat ek? Ons gaan altyd terug na die woord toe. Ek gaan eers vir julle 'n klomp skrif gee en dan gaan ek vir julle begin wys watter prentjies ons na kyk vandag. Nou ons gaan heel ver terug na Eksodus 20 vers 2 en 3 toe. Daar het Jesus al vir ons gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Nou mense, kyk na die woordjie hê nie. So, jy sien, mense sê so gou vir my, Matthian, ek kan bid nie hierdie ding wat in my huis hang nie. Ek kan bid nie hierdie beeld wat hier staan nie. Sê ek, wat is nie wat daar staan nie. Daar staan in die eerste plek, jy mag hom nie hê nie. So as ek hom het, is ek klaar ongehoorsaam aan die woord. As ek ongehoorsaam is aan die woord, is ek gehoorsaam aan Satan. En op grond van my ongehoorsaamheid, het Satan 'n wettige reg in my huis. Voorsitter, wat hier na vore kom, so helder as ek is dat hierdie persoon heeltemal onkundig en hier vir ons 'n totaal valse verklaring, uitleg, verduideliking van Eksodus 20 vers 2 en 3 gee. Kom ons kyk na Eksodus 20 vers 2 en 3. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. En dan fokus hy op die woord hê nie. In sy verduideliking verklaring is, as iemand sê, man, ek is nie besig om 'n ander afgod te dien hiermee nie, dan sê hy, dit maak nie saak nie, jy mag dit nie in die eerste instansie hê nie. Die feit dat jy dit het, is onmiddellik sonde en reg vir Satan om in jou huis te kom, woeker en te kere te gaan. My broer en suster, soos ons verantwoordelik by die Bybel omgaan, is die eerste reël, ek het dit al genoem, ek gaan dit herhaal en bietjie uitbrei, stilstaan hier by vanoggend, vir diegene wat miskien na hierdie boodskap net gaan luister en nog nie van tevore my verduideliking van konteks gehoor het nie. Die oomblik as ons 'n Bybelsvers, enige Bybelversie, korrek en Bybels wil verstaan, moet ons die reël van konteks toepas. Jy vat enige versie in die Bybel, en ons Bybel is opgedeel in hoofstukke en in opskrifte. As jy bijvoorbeeld kyk na Matteus 26, is daar verskillende opskrifte. Jesus in Getsemane is een van die opskrifte, dan is daar 'n klompie verse oor Jesus in Getsemane. Dan Paulus, of liewers Petrus word gewaarsku, is nog 'n opskrif, verse oor Petrus wat gewaarsku word. Dis hoe ons Bybel ingedeel word. Eerstens vat jy daai versie, en jy gaan tot jy by die eerste opskrif kom. As ek bijvoorbeeld 'n opskrif het Jesus se kruisiging, en ek het 'n versie wat gaan oor Jesus se kruisiging, dan moet ek dit eers verstaan as deel van die versies van Jesus se kruisiging. Hierdie versie moet ek verstaan dat dit te make uitsluitlik pertinent tot Jesus se kruisiging. Eerste konteks. Die tweede konteks is wat het my versie te doen met daardie hoofstuk.
Dan kyk ek na die hele hoofstuk. Hoofstuk 26 van Matteus gaan oor die laaste gebeure van Jesus voordat hy in hegtenis geneem is. So hierdie hegtenisname versie wat ek wil verstaan, het te doen met alles wat met Jesus gebeur het, daai laaste dag van sy vryheid, voor hy in hegtenis geneem is. Tweede konteks. Die derde konteks, wat het hierdie versie en hoofstuk te doen met die hele Bybelboek? Matteus, 'n Jood, het vir ons gesê, ek skryf vir mede Jode, is my doel hoekom ek hierdie brief skryf, sodat ek hulle kan oortuig dat Jesus die Messias was. Dis waar die boek gaan. En dan die versie oor Jesus se kruisiging verduidelik Matteus dan om te sê, sien, daar en dan gaan hy terug na die boek van Sagaria, waar dit voorspel is, Jesus of die Messias sou sterf. Jy verstaan, so dat Jesus se kruisiging, binne die konteks van sy kruisiging, daai vers, Jesus se kruisiging, binne die konteks van daai hoofstuk, wat vir my als verduidelik oor daai dag, Jesus se kruisiging as deel van die Bybelboek, Jesus se kruisiging wat dan vir ons in die konteks van die Bybelboek vertel, Jesus was wel die Messias, en dis voorspel dat hy sou kon sterf. Hy kon kom sterf het. En dan die laaste konteks, die Bybelversie in die konteks van die Testament. Nuwe Testament, Ou Testament. Nuwe Testament gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees, voorspel in Jeremia 31 en Jesegiel. Gaan kom en in ons harte bly. Dit is basies die eenvoudige en maklike proses van die verstaan van 'n Bybelvers. Nou maar goed, konteks. Eksodus 20 vers 2 en 3. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Met wie praat wie? Die Here praat met Israel. Waar is Israel? In die woestyn, so 'n jaar nadat die Here hulle uit Egipte land uitgelei het, hulle is in die woestyn by die berg Horeb. En in daardie jaar wat verby is, het hierdie mense Israel, daar's 'n klomp van die ander nasionaliteite wat saam met Israel uitgetrek het uit Egipte land uit. Hierdie klomp mense het God leer ken as 'n God van wonderwerk. Die 10 plaae. Die see wat oopgekloof is sodat hulle kon deurtrek. Elke dag waar daar in hierdie woestyn, waar daar nie kos en water is nie, waar daar water uit 'n klip uitkom en kos uit die lug, manna. En dan kom die Here hierso aan die begin vir hulle wette gee. En dit by Eksodus 18 al. Dan begin hy vir hulle sê, ek het julle aangeneem as my volk, en omdat ek alles vir julle gedoen het wat julle gesien het, ek is nou julle God. Nie meer die gode van Egipte nie, nie meer die gode van al die ander lande nie, net ek is julle God. En jy mag naas my, behalwe my, geen ander gode hê nie. En dan sê hy, die persoon, daar staan geskrywe, daar staan in hierdie vers, jy mag nie die gode hê nie. Ek het vir jou 'n verrassing, my maat. Dit staan nie daar nie. Daar staan nie in die oorspronklike Hebreëus, waaruit hierdie vers vertaal word, kom die woord hê nie voor nie. Dit is nie daar nie. Hy bou 'n totale teologie en 'n totale ideologie op die woord hê nie. En die woord hê nie bestaan nie in daai vers nie. Kom gee vir u wat staan in daai vers. Letterlik, daar's 5 woorde. In Hebreëus is moeilik. Hebreëus is moeilik. 5 woorde, en ek verduidelik net dit, waar ons byvoorbeeld sal sê, ek is moeg. 3 woorde. Is dit in Hebreëus 1 woord? En dan vat hulle die 1 woord, wat ons dan 'n stam noem, en daar's voorvoegsel en agtervoegsel. En die voor- en die agtervoegsel is gewoonlik ek, jy, hy, sy, hulle. Dis vas in die woord. En dan die stam verbuig. Die stam verander deur vir jou te wys, die stam gee of vir jou die teenwoordigheid, ek is moeg, of die stam verander, wat vir jou sê dis verlede tyd, ek was moeg, en dis hoe Hebreëus werk. 5 woorde. Wat staan daar? Daar staan letterlik, nie wees vir jou voor ander, voorgesig my. Watter vak is die vak wat die dominees die meeste mee sukkel in tyd? Hebreëus. Boeta is 'n pes. En ons moet 2 jaar lank Hebreëus leer. Ek herhaal, daar staan letterlik die volgende.
nie wees vir jou gode ander voorgesig my. Nou, die Engelse vertalings, die Afrikaanse vertalings, die Griekse vertalings, die wat die vertaling wat ook is, vat dan daai woorde in die vertalingsproses en maak dit 'n verstaanbare sin. En dan voeg ons wat vertalers is woorde in. So nie. Nou kyk ons dat hoe die onderwerp en die woorde en die werkwoorde in watter sin, in watter nou verlaat my woorde, of dit nou huidige present tense of past tense of future tense, ons vat dit en dan om in grammatikaal volledige sin te maak, voeg ons woorde in. So, nie wees vir jou, is 'n intensiewe vorm, daarom sê ons, jy mag nie. Nie wees vir my, nie wees vir jou, jy mag nie. Goed, dit vertaal ons, jy mag nie. Die volgende woord. Nie wees vir jou gode ander. Gode ander. Ander gode. Daar is hy, stom net so daar. En dan voorgesig my, of dan voor my aangesig, of dan in my teenwoordigheid. Wow, jy sien ons verloor dit in die taal. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Ons verloor die Hebreëus wat sê, voor die Here se aangesig, sien, in my teenwoordigheid. Met ander woorde, wat die Here eintlik sê vir hulle in Hebreëus, ek is nooit daar, en as jy 'n ander God dien, dan doen jy dit in my teenwoordigheid. Is dit nie pragtig nie? Dis 'n totale ander teologiese feit, wat ons nie in die vertaling kry nie. Daarom verbied die Here enige ander gode om hulle te hê. Dit gaan net daaroor dat geen ander gode mag aanbid word nie. En dan kry ons die les, 'n paar hoofstukke verder, van die goue kalf. En dan sê die mense vir Aaron, ons moet hom weg. Gaan terug, kom ons gaan terug Egipte toe, en dan kom ons maak 'n beeld van ons vir ander gode, en dan kan die gode ons help. En dan doen hulle presies wat die Here vir hulle binne 'n kwessie van, wat is dit, 'n week gewees, gelede gesê het, hulle mag nie doen nie. Hoe kan jy 'n ingevoegde woord gebruik om daaraan 'n ander betekenis te heg, of wat hierdie verse woorde bepaal? Eksodus 2 vers 3, broer suster, het niks te doen met wat in jou huis is, wat nie 'n afgod is. Jy mag geen ander gode, nie onderwerp nie, nie voorwerpe nie, gode. O, ja, beslis, as jy 'n beeldjie of 'n afbeelding of 'n Afrika masker het, en jy begin Afrika godsdienst volg wat ek al, dan is dit 'n afgod vir jou. En dieselfde met die Boeddha beeld voorbeeldjie. Iets wat in jou huis hang, of het 'n beeld is of nie, kan onmoontlik sonde wees, by die feit dat dit in jou huis is. Dit is wat jy daarvan maak, wat die Bybel sê. As ek daarvan 'n afgod maak, dan oortree ek Eksodus 20 vers 3. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Dan alleen is dit sonde. Amen. Ons Vader, dankie Here dat U woord vir ons duidelik uitstippel, die waarheid, en dit skei van die leuen. Dankie dat U altyd vir ons help en vir ons suiwer, deur dit vir ons in ons gemoed onrustig te maak oor dit wat op ons pad kom. U manier, die Heilige Gees, om vir ons te sê, bly weg, bly weg, bly weg. Wil U vir ons daardeur lei, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.